The Lord will bless everyone here. Vanmôre wil ek vir u so 'n bietjie 'n lering gee. En ons kry vanmôre, as ons gaan kyk, Psalm 32, Psalm 32. En ek wil hê vanmôre moet jy baie mooi luister na die woord van die Here. Hy kom, koning Dawid skryf hierdie Psalm heeltemal op 'n ander wyse. Hy sê hierso, hy begin die seën van skuldvergifnis. Maar dan kom hy ook en hy sê 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Nou my broer en my suster, as 'n mens kom by 'n onderwysing, wat beteken dit? Daar's Pastor John, hy was 'n onderwyser. En 'n onderwyser, wat doen 'n onderwyser? Hy leer sy kinders. Hy leer sy he's learning his pupils. Is dit nie so? En dit is wat gebeur. Hier kom koning Dawid en hy leer, hy gee 'n onderwysing vir die mense. En ek wil hê ons moet vanmôre mooi na hierdie onderwysing oplet. Hoe sal ons sê in die skoolterme? Pastor John sou seker gesê, you must listen in class. Is dit nie? Julle moet luister in die klas. Let op in die klas. Ek wil vanmôre vir jou sê, let jou bietjie op in die klas. En hy begin met vir my so 'n wonderlike woord. Hy sê, welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Wow. Welgeluksalig. Weet jy wat beteken dit? Welgeluksalig. 3 fout. Gees, siel en liggaam. In totaliteit is jy gelukkig as dit wat gebeur. Wat gebeur? Wie se oortredinge vergewe is, wie se sonde bedek is. Maar dan moet ek vir u sommer dadelik sê, as jou oortredinge vergewe is, dan moes daar 'n punt gekom het dat jy gekom het en gesê het, Here, vergewe my. Jy moet op 'n plek kom waar jy vir die Here sê, Here, hier is my sondes, hier is my oortredinge. Here, vergewe my vir wat ek gedoen het. Hoor julle? Jy kan nie net sommer sê, ek is wel geluksalig, maar jy het nog niks omtrent dit gedoen nie. Dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys om vir iemand te sê, ek het my sondes voor die Here, dat die Here dit bedek. Want hy is die ene wat dit bedek. Met wat bedek hy dit? Met die bloed van die lam, wat dit weg was. In daai tye is dit bedek in koning Dawid se tyd. Maar in die Nuwe Testament het die bloed gekom en die bloed het jou sonde weggewas. Is dit nie wonderlik? Kom ons sê die Here op. Want dit is wonderlik om te weet, ek is vry. Christus maak my vry. Ek is vry, vry, vry. En daarom, as ek en jy daarna kyk, en dit is wat jy graag mos wil hê, dat jou sonde bedek is, of weggewas is, en jou oortredinge is vergewe. Weet u, vergifnis. In vandag se tyd, as ons na die mens gaan kyk, en hoe baie die mens mekaar nie wil vergewe nie. Eina, is ek reg? Hoe baie maklik sal mense sê, pastoor, ek sal hom vergewe, maar vergeet nooit. Jy lieg. As jy vir my sê, jy sal hom vergewe, maar jy sal dit nie vergeet nie, dan lieg jy. Want ek wil vir u sê, my broer en my suster, as jy uit jou hart uit iemand vergewe het, gaan jy dit vergeet. Want as jy vergewe, moet dit totaal vergewe wees. Jy moet nie staan en sê, ek sal vergewe, maar Boeta, as ek hom sien, sal ek hom eerder 'n knyp wil gee. Is dit nie so nie? Maklik wil ons sê, ja nee, ek sal vergewe, maar ek sal dit nie vergeet nie. Nee. Kom, ek wil vir u sê een ding. As God ons so moet vergewe, my broer en suster, het ek en jy moeilikheid. Het ons moeilikheid as God my moet vergewe en hy vergeet nie van my sondes nie. Weet jy wat sê die woord van God vir my? God vergeet by ons skulde en hy dink nie weer daaraan nie.
Maar wat kom die duiwel? Hy kom en hy knyp jou en sê vir jou, het jy geweet? Het jy gesien wat doen ou Koos? Het jy gesien wat doen ou Brian? Sorry Brian. Maar ek wil vir jou sê, broer en suster, hoe maklik kan ons vinger wys? En die ou duiwel kom en hy gee vir jou, sê, het jy gesien? Het jy dit gesien? Het jy dat gesien? Hoekom dink jy nog daaraan? Sê, Satan, vergewe, ek het hom vergewe, dis verby, dis klaar, dis oor, verby. Wyk jy, dat jou gedagtes weer vir my te kom wil gee. So ek wil vir jou vanmôre sê, kind van God, kom ons vra die Here om ons te help, dat ons mekaar opreg kan vergewe. Hoor wat sê hy verder vir ons, hy sê, welgeluksalig, weer 'n keer, is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Wow. Kind van God, hoor net hoe wonderlik stel die woord van die Here dit. Hy sê, ongeregtigheid nie toereken nie. Mense, so weet jy wat, jou skuld is vergewe, klaar, verby, daar word nie toegereken nie. Hoe maklik wil ons altyd, hoor jy, maar Piet skuld my nog dit. Weet jy wat, vergewe hom, los dit. Ek wil julle ietsie vertel. Julle is mos lief vir stories. Ek moes gesien altyd as pastoor Kevin hier so praat oor stories, as hang almal aan sy lippe. Ek wil julle gou 'n storie vertel. En dis 'n ware storie. 'n Broer van ons daarso in Potch. Iemand het hom onderdeur gespring met baie geld. Die waarheid sê dit was miljoene. En hy sê vir my, hy sê, pastoor, as ek hom sien, wil ek hom doodry. Sy besigheid verloor, alles. Was baie hartseer. En ek sê vir hom, my broer, jy moet daai ou vergewe. Hy sê, pastoor, vergewe? Hy sê, ja, ek sal hom wel vergewe met bulwegif. Ek sê vir hom, nee. Ek sê, weet jy wat, spreek hom vry. Spreek hom vry. En dan gaan jy sien, daai skuldgevoel, alles gaan van jou af verdwyn. So 'n paar weke later kom hy die oggend by die kerk en hy smile, hy kyk my so, hy sê, pastoor, jy het daar by iets anders te gesê. Ek sê, wat het gebeur? Hy sê, ek kom by die Pick n Pay en toe ek so by die Pick n Pay so om die draai instap. Wie sien ek? Ek stap ek vas in die persoon. Hy sê, die persoon grynslag nog so vir my. Hy sê, ek voel of ek my vuis deur sy gesig wil slaan. Hy sê, maar ek onthou wat jy gesê het, ek moet hom vergewe. Hy sê, ek kyk hom so, ek gryp hom so in die hand, ek sê, ek vergewe jou alles wat jy my skuld, en alles, as ek iets gedoen het, vergewe my, totsiens, hy draai om. Ek sê, maar jy sorg dat hy nie tyd kry om met jou te praat. Jy vergewe hom, spreek vry en kry klaar, en dan kom jy net weg. Hy sê, hy wil nog praat, en hy is daar weg. Hy kom by die huis aan, en sy vrou sê, waar is die goed wat jy moes koop? Hy sê, nee, hy sê, ek het by die ou afgekom. Sy sê, wat het jy gedoen? Hy sê, ek het hom vrygespreek. Sy sê, wat? Al die miljoene? Hy sê, ja, is reg. Weet jy, my broer en suster, hy sê, die volgende dag sien hy hier uit die ou verby, en hy smaal, hy kon hom groet. Hy sê, wauw, dit voel of waar so 'n groot las van sy skouers afgeval het. Hy sê, die einde van die maand kom, hy sê, hier so is sommer 'n klompie geld binne in sy bankrekening aan betaal. Hy dacht toe, van waar? Begin die oude terugbetaal. Sien jy? Hy het hom vrygespreek, en toe begin, nou lê die saak by hom, en hy begin terugbetaal, wat hy hom skuld. Weet jy, my broer en my suster, moenie jy jou geveg probeer veg self nie. Moenie jy probeer om dinge in jou eie hande te vat nie. The battle belongs to the Lord. Gee die Here die battle. Die ongeregtigheid nie toegereken is nie. Wie se gees geen bedrog is nie. Dis 'n ander een. Wie se gees geen bedrog is nie. Weet jy, baie mense bedink bedrog. Baie mense bedink dinge.
En sê, maar ek sal dit nie so kan hanteer nie, ek sal dit so doen, ek sal. Weet jy wat? Daai eie ek, kom ons kruisig 'n bietjie die eie ek, en gee die eie ek vir die koning, en sê, Here, jy weet, me, myself and I, no, gee dit vir die koning, en sê, Here, ek is niks, U doen alles, U sal dit vir my uitsorteer. As ons nou verder gaan en ons kyk wat sê hy vir ons verder. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Want U hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Sien jy wat gebeur as jy dit nie vir die Here gee nie? Jy voel of jy uitteer. Het jy al gesien? Mense se laste. Het jy al gesien as mense swaar kry met laste wat hulle dra? Hulle teer uit. Maar weet jy wat? Geestelik teer mense uit ook. Geestelik word hulle uitgeteer, want die duiwel dryf neer hulle. En die duiwel sorg dat hy sal presies weet watter punte om op te druk, of wat om te doen, om jou te kry, dat jy ongeregtigheid, dat jy voel, ag nee wat, ek beteken niks nie. Is ek reg? Ag nee wat, dit sal nie werk nie. Ag ek is maar nou net so. Nee, jy's 'n koningskind en 'n koningsdogter, my broer en my suster. Die Here sal vir jou die geveg veg, maar dit moet oorgegee word in sy hande, dan kan hy die geveg vir jou veg. En dan is jy, soos hy sê, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer. Sien jy? Jy swyg, jy bly stil en jy dra dit self. Gee jou battles vir die koning, gee die probleme vir die Here, laat hy die geveg vir jou veg. Hoor wat sê hy dan? Want U hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. My sonde het ek aan U bekend gemaak. En my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U die ongeregtigheid van my sonde vergewe. U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sien U? Nie aan mense gaan vertel, nee, gee jou probleme, jou ongeregtigheid, jou sonde, dit wat jou pla. Gee dit 'n bietjie vir die Here, man. Hoekom dra jy jou laste? Hoekom dra jy jou probleme? Hoekom wil jy jou eie battles vat? Gee dit 'n bietjie vir die koning. Dan gaan jy sien wat gebeur. Kyk wat sê hy vir ons verder. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. Sien nie? U is die skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Halleluja. Sien nie, die Here kom ring jou met vrolike gesange van bevryding. Weet jy, as jy jou probleme vir die Here gegee het, as jy jou sonde, jou laste, alles aan hom bekend gemaak het, want hy weet wat jou sonde is, hy weet wat jou probleem is, hy weet alles, maar jy moet dit vir hom gee. As jy dit nie vir die Here wil gee nie, wat gebeur? Het jy al gesien hoe, pastoor, ek is in 'n depro, ek is in depressief. Wat? Die duiwel wil jou depressief maak, hy wil jou onderdruk. Die Here wil jou optel, en hy wil sê, my kind, ek sal die geveg vir jou veg. Want wat gebeur? Amen. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. Sien jy? As daar so strominge van groot water om jou is, kan hulle nie aan jou raak nie. Hoor wat sê hy? U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Weet jy wat? Dan, as jy jou probleme vir die Here gegee het en jou laste, dan begin jy sing, glory, halleluja, ek is vry, 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 Christus maak my vry. Pastoor, hoe kan jy sing in hierdie omstandigheid? Want jy het jou laste vir koning Jesus gegee. Jy veg nie meer jou battles nie. Jy is nie besig om jou eie dinge te wil dra nie. Want my broer en my suster, weet jy wat? Mense is so worry. En so, ek kyk vir jou, worry oor alles. Weet jy wat, my broer en suster, waarvoor wil jy worry? Begin bietjie aan Jesus, ek kan nie worry klippe hoor.
Gee jou probleem vir die koning. Gee dit vir die Here en kyk wat, dan gaan jy met vrolike gesange van bevryding sing. Dan gaan jy kan sê, ek is vry. Want hoor wat sê die woord verder vir ons. Vers 8 sê, ek wil, hoor wat sê die Here hier, dis wat die Here sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wow! Weet jy wat my broer en suster, die Here wil jou lei, die Here wil met jou wees, die Here wil jou versterk, die Here wil jou deurdra, deur al hierdie probleme. En hy wil vir jou, weet jy wat, Jesus sê vir ons, neem my las op julle, want my las is lig, my kruis is sag, my las is lig. Hoekom loop ek en jy nog onder ons eie laste? Hoekom loop ons met ons eie probleme? Hoekom wil ons eie dinge dra? Weet jy hoekom? Hier kom die antwoord. Vers 9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie. So, hier kom 'n bestraffing. Ons is baie keer perde. Weet jy, ons kan maklik sê, ja, die perd word gebring by water, maar jy kan hom nie maak drink nie. Is dit nie so nie? Ons is baie keer die perde wat ons eie dinge het. Hoor nou wat sê hy? Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Sien nie? Ek wil nie deur 'n tem geword deur toom nie. Nee, ek wil hê Here, laat U my lei. Wees U met my, versterk U my, dra U my deur. Dan, die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, hoor mooi, hierso is, hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Dan kom die volgende vers. Wees bly in die Here, en juig oor regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Hoekom kan jy begin jubel? Want jy het jou probleme vir die Here gegee, en die Here doen die geveg vir jou. Maar weet jy wat doen ons? Hoe kom ons? En ons wil nie ons sondes bekend maak nie, ons wil nie ons dinge doen nie, ons wil ons eie gevegte veg. Ons wil ons eie paadjies loop. En ons gaan maar net doen wat ons wil. Weet jy, die Here sê, hy is 'n skuilplek vir jou. Hy wil hê jy moet by hom skuil. Hy wil hê jy moet vir hom vertrou met alles. Maar hy eie ek moet eers verbreek word. Ek gaan julle gou 'n verhaaltjie in die Bybel wys van iemand wat sy eie ek so groot geword het. En ek wil hê julle moet dit 'n bietjie gaan nalees. Ons vind dit daarso in Daniël. En as ons daarna gaan kyk, dan besef ons wat gebeur as iemand homself verhoog. As iemand dink, ag nee wat, ek is alright, ek is net die ou. Nou kyk ons in Daniël. Daniel the 4th chapter, daarso van die 18de vers kan jy dit gaan lees. En God wys vir Nebukadneser in 'n droomgesig. Hy sê, wat ek koning Nebukadneser gehad het, en jy Belsasar sê my die uitleg. En hoor hierso wat Nebukadneser kom. En Nebukadneser dink hy so groot. Hy sê hierso, dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë tot verheerliking van my majesteit nie? Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word van jou ontneem. Sien nie? Hier word 'n koning wat gedink het hy is so awesome, word sy koningskap ontneem. En hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken
dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Sien nie? Koning Nebukadneser, omdat hy homself verhef het en gedink het, hy is nou net die, hoe sal ons sê in Afrikaans, die Mackie van die plekkie, né? Wat gebeur? God sê, jy gaan soos 'n dier gras eet. Jy gaan soos 'n dier 7 jaar lank wees. Hoor wat gebeur. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot, het plante geëet soos die beeste en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het, soos die vere van arende en sy naels soos die van voëls. Na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan. My verstand het in my teruggekeer. Sien nie? Sy verstand moes eers terugkeer na hom toe. Sy verstand, weet jy my broer en suster, baie keer, as ons gaan kyk na die verlore seun ook, toe hy in die varkhokke van die wêreld kom, en hy's daar besig om eers kan die peule eet nie, toe hy by homself kom. Baie keer moet die Here toelaat dat ons eers weer by onsself kan kom. En ons gaan deur 'n tydperk en ons kom by daai waar jy by jouself kom. En koning Nebukadneser kom en sy verstand kom weer terug. En ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie. En na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie. Weet u, te maklik wil ons vir die Here sê wat hy moet doen. Is dit nie so? Te maklik wil ons sê, Here, nee, dit moet so en so en so. Nee, dit moet so en so en so. Here, ag nee, wat ek wil dit so en so en so hê. Ekskuus. Dis 'n koning wat gedink het, hy's iets. Homself verhoog het. En wat gebeur? Hy gaan 7 jaar lank word hy soos 'n dier. Hoor wat sê hy so. In die tyd het my verstand in my teruggekeer en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek. En ek is in my koningskap herstel. En buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou, sien jy wat gebeur nou? Nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Sal sy werke is waarheid en sy paaie is reg en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Verstaan nie? Hoogmoed en trotsheid is vir God 'n ewel en 'n gruwel. Baie mense lewe in trotsheid, baie mense lewe in hoogmoedigheid. Ek wil vir u sê, hoogmoed kom tot 'n val. En as die Here praat, moet ons luister. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van God, volg ons nog die raad van die Here. Bly ons nog dit wat die Here vir ons sê. Want onthou, my broer en my suster, sy weg is die regte weg. Waar staan ek en u? Het ons nog ons eie ek, ons eie wille, ons eie dinge wat ons wil doen? Wil vir u sê, kyk vir koning Nebukadneser, jy speel nie met die Here, jy speel nie met God. Ek wil vir u sê, daar's baie mense, as jy gaan kyk, reg oor die wêreld, mense wat die Here uitgedaag het. Kyk net na die Titanic. Not even God will sink this ship. Sy maiden journey, toe sink hy. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God. Jy sit vanmôre dalk hierso en jy sê, maar pastoor, jy weet nie van my probleme nie. Ek wil vir jou ietsie vertel. Ek ken 'n God wat 'n probleemoplosser is. Ek ken 'n God vanmôre wat jou probleem by jou wil vat en vir jou die oplossing gee. Maar weet jy, ons is te hardkoppig en te eiewys en te eie ek en te ek sal dit nie so nie, ek sal my way. Nee, ek wil vanmôre vir jou sê, wat sê die woord van God vir my en jou? Verneder julle voor my.
en ek sal julle verhoog. Ek wil vanmôre vir jou sê, broer, suster, die Here wil vir jou vanmôre vat van oorwinning na oorwinning. Die Here wil vir jou optel. Hy wil jou versterk. Maar dit kos 'n man en 'n vrou wat kom op die punt waar hulle sê, Here, ek gee alles oor in U hande. Ek, nie meer ek nie, Here, maar U in my en deur my. Lord, it's not I that liveth, it's Christ that liveth in me. En as die Here begin in jou lewe inspraak het, dit kos 'n man en vrou om totaal oor te gee aan die koning. Nie 99,9% nie, nee. Gee 110% oor aan die Here. Sê, die Here, nie my wil, U wil geskied. En dan gaan U sien, daai probleme, daar's 'n lied wat ons sing wat sê, the things of this old earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ek wil vir jou vanmôre aanmoedig, gee jou probleempies vir die koning, gee jou laste vir die koning, gee dit wat jou pla vir die koning, en kyk hoe hy dit vir jou herstel en regmaak. Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanmôre. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, U ken elkeen van ons harte, U ken ons uitroepe vanmôre. Ja, Here, ons vat hierdie onderwysing wat koning Dawid van gepraat het. En ons maak dit ons eie vanmôre, Here, ons wil volkome alles oorgee aan U. Want Here, ons wil hê dat U ons sal wys en ons sal lei. Dat U, soos die woord sê, U wil ons onderrig en leer aangaande die weg wat ons moet gaan. U wil raad gee en U oog sal op ons wees. Meester, dis ons uitroep vanmôre dat ons totaal wil oorgee. Maar Here, so maklik hou ons vas aan dingetjies in ons lewens. So maklik beïnvloed die vyand ons. Ek wil vanmôre bid, Here, dat U elke hou vas, elke plan wat die vyand wil probeer, sal kanselleer. Ons sal vrymaak. Ons sal losmaak. En dat ons sal doen wat U welbehaaglik is. Ja, Here, ons eie ekke, dat U daai eie ek sal wegneem. En dat ons totaal in U sal leef, soos wat U wil hê, ons moet lewe. Ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Vra Here dat U elke ene wat vanmôre, elke hoorder, elke toehoorder, elke luisteraar sal in hierdie dag sal lei om totale oorgawe aan die koning te doen. Vra dit in Jesus Christus naam. En ons almal sê, Amen.